Goeiedag aan al die luisteraars. Baie dankie dat julle inskryf aan dit wat ons probeer doen. Ek en Rudolf is baie nou geset om so nou as moontlik as wat ons moontlik menslik kan aan die waarheid van die skrif vashou wanneer ons die video's bring. En die recording wat ons nou gemaak het is so net oor die 2 ure lank. So ek het in edit, het ek het bietjie opgesny in seksies, so dit sal seker so 2 of 3 video's op eenvolgend wees. Ek wil mooi vra dat julle asseblief deurkyk. Jy weet, soos wat ons in die video's ingaan, brei ons baie uit op spesifieke topics, jy weet, sodat ons deeglik kan ondersoek instel. Soos wat ons aangaan met die reeks, gaan ons begin dieper en dieper teologies raak oor die dinge wat daar buite is en ons doen biblical kritiek op doktrines en ons kyk wat sê die Bybel regtig. Maar dit is 'n proses, so as julle asseblief saam met ons geduldig sal wees, baie dankie dat julle in feite die video's kyk. Dankie vir julle ondersteuning in dit. En ja, soos ons aangaan sal julle sien, dit raak al hoe meer interessant. En ons gaan probeer om die video's korter te hou. Ek weet 'n uur en 'n half video is nie altyd gemaklik en viable om te sit en kyk nie, maar probeer maar so bes julle kan om ons video's deur te kyk. Ek gaan ook vandag aan ons website werk. Dit lyk vir my met software updates het WordPress die website se interface bietjie gescramble, so ek gaan vandag daarna kyk. En ja, ons gaan al hoe meer begin video's uitbring. So, hoe meer video's ons uitbring, hoe korter kan ons dit probeer hou, sodat ons, jy weet, maar die probleem is dat die dinge waarna ons kyk, dit kos tyd. Dit kos tyd om te verstaan, dit kos tyd om te bedink, dit kos tyd om te ontleed en daarna te kyk. So, ongelukkig is dit 'n moeilike ding om, jy weet, ons wil nie net feel good versies op die skerm sit en Bob jou ankel nie, ons wil regtig in diepte gaan kyk wat sê die woord. So, dankie vir julle ondersteuning, besoek asseblief ons website, ons sal julle ondersteuning regtig waardeer, sodat ek en Rudolf kan vry wees om in die dinge van die Here besig te wees ten alle tye. En dit is ons hartse begeerte, is om die Here in gees en waarheid te dien, en om al ons tyd moontlik aan sy woord en sy instruksies te bestee, sodat ons dit in waarheid kan oordra, en sodat ons kan tyd vat om seker te maak, ons maak nie foute nie. So baie dankie, bid asseblief vir ons sal dit waardeer, ons het julle gebed nodig, en dan vra ek weer, as daar 'n software boffin daar buite is, asseblief maak kontak met my. My nommer is op ons website, julle kan my WhatsApp, dat ons kan kyk wat se sagte ware, of as julle 'n beproefde sagte ware het wat werk vir opname, as julle met ons sal deel asseblief. Baie dankie, en mag die Here julle seën, blessings. Is dit al? Nee, dis nog môre. Môre Rudolf, hoe gaan dit met jou broeder? Is reg, dis môre en dit gaan goed, dankie met jou Leon. Ja, dit gaan goed, lekker warm hier by my. Natal se son is nog steeds nie skaam om te skyn nie. So, maat, lekker warm, bedompig. Ons ondervind nog steeds so 'n paar tegniese hurdles, hekkies wat voor ons is, maar ons hardloop die wedloop, jy weet. So ons gaan nou maar so voort. Ons werk met wat ons het. Ja. En dit is ons is eintlik geseënd in dit dat ons gesigte op die skerm kan sit en ons die woord van die Here kan verkondig. En jy weet, as die vyand nou probeer om in die pad te staan, dan voel ons vere vir hom. En ons gaan voort met die werk van die Here. En op daai gedagte vra ek dat jy vir ons sal bid. En die seën van die Here op die werk wat ons probeer doen. Bid asseblief my broeder. Dis reg. Nou ja, dis reg. As julle geluide in die agtergrond hoor, dit is my kindertjies. Ek kan ongelukkig nie hulle mute nie. So ja. Maar soos jy laas gesê het, dit is ons is net normale huishoudings. Ja. En ons soos jy daar hoor. Maar goed, in elk geval, kom ons bid. As hy.
Wonderlike God en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het in die wondernaam van Jesus Christus, ons koning, ons Heer en Verlosser, dat ons so by mekaar kan kom oor die tegnologie, oor die internet, en dat ons 'n paar kosbare gedagtes kan bespreek. Vader, die begeerte van ons hart is dat U naam verheerlik word, dat ons in die waarheid sal bly, en dat U Heilige Gees ons sal leer en lei in die volle waarheid van Jesus en van U woord. En Vader, ons bid ook maar net dat elkeen wat luister of kyk, dat hulle harte toegerus sal word met gedagtes en met idees en met die toerusting wat U vir ons beskikbaar gestel het. Baie dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Amen. Ja, Rudolf, so ek dink vandag, soos ek op Facebook geskryf het, daar is 'n inleidende opname tot die voorverdrukkingswegrapingsteologie, wat eintlik 'n baie lang studie is om te weerlê. Dis nie iets wat ons in 'n uur se tyd kan bespreek en verstaan tot op 'n duidelike konklusie kom nie, maar ek dink ons gaan so 'n bietjie die interpretasie metodes met 'n voorbeeld of twee in lyn met die teorie wat ons wil bespreek. Jy weet die voorverdrukkingswegrapingsteorie in weerlegging daarvan, om te kan bewys dat dit eintlik nie skriftuurlik is nie. Want as ek om my kyk in die wêreld, dan sien ek so baie mense wat 'n pre-tribulation rapture verwag. En die mense se harte is geset daarop. So die taak om dit te weerlê moet ons deeglik doen, en dit kan ons nie in 'n uur doen nie. Kyk, as ons nou sê, ons wil graag kyk of iets skriftuurlik is, jy weet, of ons maak die stelling dat iets is nie skriftuurlik nie, dan kom ons dadelik terug na wat ons vorige keer oor gepraat het, dat daai persoon in die kerk sê, hierdie skrifgie sê dit, en daai persoon die skrifgie sê dat, en dat jy die twee verskillende sieninge, so, wat se standaard gebruik 'n mens? Wie se standaard gebruik jy om te bepaal wat sê die skrif? Ja. Jy weet, so, hoe gaan 'n mens te werk? Ja, hoe gaan jy te werk om te meet en te weet dat dit wat Sakkie of Kosie sê is regtig wat die skrif sê? Ja. Jy weet, en dit daarom as ons sê iets is skriftuurlik of om te sê iets is nie skriftuurlik nie, dan praat ons en verwys ons eintlik na daai beproefde interpretasie metodes of metode wat ons praat van hermeneutiek, of ons praat van die letterlik historiese grammatiese metode, die groot woorde, die groot woorde. Daai groot woorde. Ja, die groot woorde. Ja, Rudolf, skus man, ek maak dit my donkerder as ek die lig so 'n bietjie regop sit, hy maak my oë seer. So in die lig in my kamer, skus ek val jou nou met dit in die rede. Ek kan daarom nog steeds sien jy's 'n blanke man. Ja, ek is eintlik bietjie pink, nee. Bietjie pink, ja. Ja, ek is pink. So, ons het nou laas in die vorige opname het ons aanspraak gemaak op die groot terminologie van teologie, jy weet, soos hermeneutiese interpretasiemetodes, maar ons het nie regtig mooi gekyk oor hoe ons daarmee te werk gaan nie. Ons het meer die belang daarvan en die belangrikheid daarvan bespreek. So ek dink in die opname gaan ons sou begin, en ons spring nou eintlik met blaasies aan die arms die diep kant in, met die voorverdrukkingswegraping teologie. So, jy weet, so ons gaan nou maar bietjie kyk, hoe gaan ons die, soos jy sê, die letterlik grammaties historiese metode apply om by 'n waarheid uit te kom. Ja, kyk, so op die einde van die dag, wanneer ons sê ons wil die letterlik histories grammatiese metode gebruik, dan praat ons in die eerste plek van 'n beproefde interpretasiemetode. En 'n beproefde interpretasiemetode is eenvoudig maar net, die maklike woord is, dis getoets oor die jare heen. Okay, en sonder om nou in die detail en diepte daarin te gaan, dink ek is dit nodig dat ons kykers besef hoekom ons klem lê op hierdie metode, hoekom daar, jy weet, hoekom hy so gerei word, as ek dit so kan stel. So knaand. Hoekom fokus ons hierop? Hoekom is dit 'n brilletjie wat jy aansit waardeur jy kyk na die skrif? Want hy's beproef. Dis wat daar geleer word.
Ja. Dis wat daar gesê word, en dit is nie van gister af nie. Dit is, jy kan, as jy gaan kyk na wat mense alles skryf, almal wat kommentaar geskryf het en die skrif al in onderhande geneem het, om iets daaroor te sê, en dan sê hulle, maar kyk, ek het hierdie metode gebruik. Nou praat ons van terug na die hervormers, ons praat van manne en, kom sê ek vroue, manne, daar is ook vroue, ek weet nie, manne voor die tyd, jy het voor die hervormers, ons praat van die vroege kerkvaders, ja. Ons praat van so ver terug as Paulus, en Gamaliel, onder wie hy geleer het, ja. so ver terug as Ezra en Nehemia, jy weet, as jy nou studie gaan doen oor hermeneutiek, en ek noem dit vir 'n rede, dat mense kan besef dat die hermeneutiese beginsels en die beproefde interpretasiemetode is nie iets wat gister uitgedink is nie. Daarom word hy beproef genoem. Ja. En daarom sal ek sê, bring dit ons by die gedagte van, hoe kan ek sê, die bril wat jy graag wil aansit. Ja. Die standaard wat jy wil gebruik, die norm waarteen elkeen sy eie werk veronderstel is om te meet. Dis maar, vir my is dit. En is eintlik baie belangrik, maar nou Rudolf, hoe dan kom ons op 'n futurisme of 'n voorverdrukkingswegraping as ons dan in die ek wil nou gaan na die kweekskole toe, nee, na die teologiese colleges toe, na die professore en die doktore en die manne wat sê hulle is geleerde teoloë, jy sê hulle gebruik hermeneutiek in hulle eksegese, dan kom hulle op doktrines te staan wat eintlik nie skriftuurlik is nie. Hoe werk dit? Wel, my opinie rondom dit is eenvoudig, dat hulle gebruik wel die metode, net soos wat enige ander man die metode sal gebruik, maar in elke afdeling van die metode, kom ons sê nou maar die historiese afdeling, die letterlike afdeling of die grammatiese afdeling, is daar sekere inligting wat oorweeg word, of nie oorweeg word nie. So, en ek moet sê, in ons tyd en dag is ons baie bevoorreg om so baie inligting tot ons beskikking te hê. Absoluut, ek stem saam, ja. Waar mense of manne 80 jaar, 100 jaar terug het nie die voorreg gehad van hierdie wyd verspreide, onmiddellik toeganklike inligting. So inligting destyds is nie noodwendig in ag geneem, dit wat vandag vir almal beskikbaar is. Ja, want jy moes op jou perd klim en in 'n biblioteek loop soek. Ja. Ja, dis moeiliker gewees om 'n ander skool, as ek dit so kan stel, ek sê net maar skool, ons noem dit nou maar 'n school of thought, die manier hoe iemand dink, kweekskool, daai kweekskool wat almal verskillend sien, is moeilik gewees om daai mense se goeders te kan in ag neem en te gaan lees en hulle biblioteke te gaan, want dit was dalk ver, dit is nie toeganklik. So in ander woorde wat jy vir my sê, Rudolf, skus ek val jou in die rede, maar wat jy vir my sê is dat so rukkie gelede was dit geoorloof om net dit wat aan jou voorgestel is vas te maak in jou hart, omdat dit is wat beskikbaar was vir jou tot onder leiding van jy weet, informasie wat at jou fingertips is. Jy het nie regtig die toegang gehad tot verskeie bronne van inligting, tensy jy miskien in 'n universiteit of in 'n kweekskool was waar daai inligting tot jou beskikking is nie. Maar vir die gewone mens by die huis was die inligting wat tot sy beskikking was, maar of in die koerante of op die TV of by die kerk. Ja, jy sê, en dis hoekom ek is baie lief daarvoor om mense die voordeel van die twyfel te gee, om nie net uit die staanspoor uit 'n beskuldiging rond te slinger of te swaai van iemand wat aspris is om inligting te gee wat vals is of iets soos dit nie, maar ek neem die konteks in ag en ek sien regtig raak dit wat ons nou oor praat. Ja. Ek dink ook aan die gedagte wat jy nou noem van in kerke, jy weet, wanneer jy in 'n spesifieke denominasie is, dan is daar is eenvoudig maar net, elke denominasie het sy reël. Jy bly by my leer of jy gaan. Yes. Jy weet, en ek bedoel dit nie lelik nie. Nee, dis 'n feit. Dis hoe dit is. Dis 'n feit. Ja, dis die dogma wat vasgemaak is in die kerkdenominasie, om te sê, dit is die tasvol doktrines wat ons aanhang. Ons as leierskap van die kerk het besluit, dit is die regte ding om te glo, en as jy nie daarbey wil saamstem nie, dan is jy welkom om te gaan. Dit is die realiteit daarvan. Dis die realiteit. So, daar is uit die staanspoor uit, ek wil half sê, nie regtig 'n vriendelike gesindheid teenoor enige ander
leringe wat daar kan wees nie, enige ander bronne, kom ek stel dit eerder so. Daar's nie 'n vriendelike gesindheid of 'n onmiddellike beskikbaarheid of 'n openlike uitgee van die ander kant van die saak nie. Maar hoekom, Rudolf? Wat is die oorsaak dat daar nie 'n bereidwilligheid is om te ondersoek wanneer gekonfronteer met iets wat teenstellig is of 'n lering wat teenstellig is met wat vasgemaak is in die kerkdogma nie? Ja. Groot vraag daai. So? Ons moet daai vraag vra en eintlik wil ek hê elke een van ons, skus Rudolf, elke een van ons kykers, alhoewel ons hom nou gaan antwoord, vra jouself daai vraag. Hoekom is die leierskappe van die verskillende denominasionele instansies so gekant daarteen om lering te ondersoek wanneer jy daarmee gekonfronteer word, om uit te vind of die waarheid is? As Paulus die Bereans is, vir presies daai prinsip prys. Hy prys hulle omdat hulle dit doen, omdat hulle ondersoek, omdat hulle nie net dit wat van die kansel afkom in die hart vasmaak nie. Maar die kansels is nie bereid om daai selfde prinsip te implementeer nie. Want hulle sê nee, ons gaan nie ondersoek instel in dit wat ons kan toekom nie. Ons gaan nie die skrifte gaan ondersoek om te sien of dit wat ons kan toekom die waarheid is nie. Ons glo dit en klaar. Kyk, ons het in ons vorige videoetjie wat ons opname het ons so 'n bietjie hier aangeraak oor hier is hoekom mense gekant is teen die moontlikheid van ondersoek. En ek gaan nou nie weer uitbrei oor al die redes nie. Maar ek dink 'n eenvoudige antwoord van my kant af, jy het gevra, hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat as jy in 'n spesifieke denominasie is, dat daar nie die ander kant van die saak of die ander bronne readily available is, as ek so kan stel, of maklik uitgedeel word deur die mense en sê, hoor, so gaan lees ook daai ouens, hulle het ook iets te sê daaroor nie. Ja. Dit gaan vir my daaroor dat binne 'n denominasie is daar oortuigings wat vasgemaak is dat dit is die waarheid. En dit is waarin hulle veilig voel. En dit is ook om daar binne te bly, hulle die kerk, beskerm hulle die kerk. So daar's geweldig baie sentiment. Of dink hulle beskerm? Ja. Kyk, ek praat nou van die staanspoor van elke verskillende denominasie. Ja. Jy weet, maak nie saak wat sien jy is nie. So, ongeag hoe goed, hoe sleg, hoe reg, hoe verkeerd, of wat ook al dit mag wees wat ek nou uitgewys het. Ek praat nie oor die morele aspek daarvan, ek praat net van dit is dinge wat maak dat dit nie beskikbaar is nie. En dan op die einde van die dag, dan in ons tyd en dag waar inligting regtig beskikbaar is, en jy kan gaan soek, ek meen, jy kan net 'n paar goedjies gaan intik op die internet, en dan kom er baie dinge op, en hoe meer jy krap, hoe meer gaan jy vind. Ja. Maar ongeag wat jy vind, ons het die taak om enige ou se skrywe, maak nie saak wie hy is, wat sy dokter of dominee of predikant of supermeester hy mag wees nie. Ons het die taak, en dis waaroor die video gaan, om dit uit te lig, om deur die bril van die beproefde hermeneutiese beginsels te kyk daarna, so goed soos wat ons kan. Ja. Jy weet, om te gaan sê, wat hierdie man nou geskryf het, jy weet, ons het die een end van die wors, maar wat sê die ander end? Dit stem nie saam nie. Okay, maar kom ons kyk of hierdie twee, hoe akkuraat volgens die maateenheid van hermeneutiek hulle is. Ja. En as ons vind hierdie een is 20% en daai een is 80%, kyk, op einde van die dag, omdat dit die beproefde metode is, gaan ek sê, weet jy wat, ek skaar my eerder by die 80%. Ja, en ek werk met die 20% wat daar verlang word, ja. Presies, ja, ek hoop ek het nou jou vraag geantwoord, miskien as jy graag ook wil antwoord, kan jy, maar dis my opinie rondom die saak. Ja, jy weet Rudolf, ek vind ook dat daar 'n geestelike hoogmoed is, dit was eintlik in die leierskappe van denominasionele instansies, omdat hulle juist so 'n naam vir hulle self gebou het as geestelike leiers, en die mense kyk verskriklik, en ek praat nou van die leierskap van die kerk, ek praat nie noodwendig van die dominee agter die preekstoel nie. Nee, ek praat nou van synodes, en ek praat van daai manne wat daar bo sit, wat besluit wat die kerk glo. Nee, wanneer jy daai mense aanspreek om te sê, maar hoor hierso, ek het op 'n ding afgekom wat nie heeltemal lyk soos wat julle sê dit is nie, is daar 'n geestelike hoogmoed daar? Wie is jy om vir my te sê? Omdat hulle posisies beklee
En omdat hulle dink hulle beskerm die kerk, maar hulle doen eintlik nie. En dan wanneer ons later, nadat ons na die voorverdrukkings wegraping gekyk en ons begin kyk waar kom die doktrineers vandaan. Wanneer ons regtig in die eskatologie ingaan, dan word die antwoorde duidelik van hoekom die instansie so is. Waar die invloed van suurdeeg vandaan kom en hoekom dit so vasgemaak word. En dan vind ons, daar is manne in al die denominasies eintlik, wat weet wat hulle doen. Ek bly dit sê. Daar's manne wat nie weet nie, en daar's manne wat weet wat hulle doen, en die manne wat nie weet nie, word dan onder die stryk getrek deur die manne wat weet. Ja. Kyk, vir my, as jy praat van 'n geestelike hoogmoed, is dit eintlik baie interessant. Hoogmoed, hoe sê hulle, hoogmoed is die wortel van alle sonde. As ek reg, as ek sê dat dit is maar ook 'n spreekwoord wat die rond te doen. Dis interessant, die geestelike hoogmoed gedagte, omrede as jy die skrif gaan ondersoek oor die onfeilbaarheid of oor die onderwerp van die onfeilbaarheid van die mense, vind jy actually dat niemand kan aanspraak maak op onfeilbaarheid. Ja, absoluut. As ek net, so daar's eintlik streng gesproke wat leerstelling betref, is daar nie plek vir hoogmoed dat jy kom op 'n plek waar jy sê I've arrived and I know everything en ek kan nie verkeerd wees nie. En die rede hoekom ek so sê, ek gaan 'n skrifgie vir ons aanhaal, sommer daar in 1 Korintiërs 13, en ek is dankbaar dat hy's in daai hoofstuk, want dis die hoofstuk wat gaan oor liefde. Ja. Jy weet, waar dit meer gaan oor God se liefde in ons hart, as wat dit gaan oor ek weet beter en weet meer. Maar hoor wat sê, hy sê ons profeteer ten dele. Dis 1 Korintiërs 13 vers 9. Hy sê die liefde vergaan nimmer meer. Dis nou vers 8, ekskuus, ek dink ek nou verkeerd gepraat. 1 Korintiërs 13 vers 8. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Ja. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Okay, so uit die aard, wat is daai profeteer? Ons weet daai profeteer het nie in hierdie geval te doen met ons vertel vir almal van wat die toekoms vir ons inhou nie. Dis klaar vir die apostels gegee en vir die profete voorheen. Ja. Maar dit wat al reeds geopenbaar is, daar sê Paulus, ons, die man wat regtig baie slim was met die woord van die Here, sê ons, ken ten dele. En dit is vir my genoeg om te sê, weet jy wat, ek moet spasie maak vir die moontlikheid om verkeerd te wees. Absoluut. En nou wil ek net nog 'n gedagte daarby voeg. As jy mooi gaan dink aan wat ek hoop en glo die meeste kerkordes van die denominasies sê, en dit is dat hulle lering en belydenisskrifte word altyd onder die skrif geplaas. Die skrif is bo, en die belydenisskrifte is onder. En dan sal daar ook terme in kerkordes wees, soos die volgende, met die lig tot ons beskikking. En daarin word daar erken dat die kerk, al bely hy die goeders wat hy bely, ongeag wat se denominasie, hulle weet daar's 'n moontlikheid van 'n fout. Ja, so en daarom is daar interne prosedures om daai moontlikhede te kan hanteer, om dit op 'n veilige en 'n gesonde wyse te hanteer. Maar daar is eintlik, dis nie nodig om hoogmoedig te wees as jy agterkom, o frek, ek was verkeerd gewees vir die afgelope 50 jaar nie. Ja, dis glad nie nodig nie. Op die einde van die dag sou dit dit sou vir my 'n beter karaktereienskap gewees het om te kan sê, ek is regtig jammer. Ek het nie geweet nie. Dit wys vir my meer die karakter van die man wat gevul is met die Heilige Gees. As iemand wat opstandig raak. Okay. Jy weet wat ek bedoel, want op die einde van die dag, wanneer ek agterkom, maar weet jy wat, ek het 'n fout gemaak, en dit gebeur. Ek meen, ek kan maklik agterkom, maar hoorie so, ek het 'n fout gemaak. Dan kos dit van my om te draai en te gaan regmaak. Want in daai fout het ek onwetend gesondig teen my broer. Dit was nie gewillige sonde nie. Ek het nie as sprus uit my pad uitgegaan om my broer te verlei nie. Maar die oomblik wat ek agterkom, dit is wat gebeur het, dan kos dit my uit liefde vir my broer, uit onderdanigheid aan die woord van God en liefde vir die woord, na my broer toe gaan en sê, hoor broer, ek het nou op 'n ding afgekom, en ek dink ek het 'n fout gemaak, wat dink jy? Kom ons kyk daarna. Maar dit bring ons... As iemand na my toe kom, en vir my sê, hoorie broer, ek dink jy maak 'n fout, dan sit ek en my broeder
in 'n plek waar ons nou nie regtig meer ooreenstem oor die skrif nie. En ons het nou al daaraan geraak. En dit vereis van ons om terug te gaan na die skrif toe as broers, want ons moet in eenheid wees. En die skrif... Maar dit is ons... Ja? Nee, sê goed laat, dis reg? Ja, want die Heilige Gees, en ek het dit laas so gesê, die Heilige Gees gaan nie vir my en my broer aangaande dieselfde skrif in 2 verskillende rigtings lei nie. Dis nie in sy karakter nie. Daar sê, maar nou sit ek en jy om die tafel, en nou sê ek vir jou, nee, wag, die skrif sê, die see is blou, en jy sê, die skrif sê, die see is groen. Ja, maar dit kom nou uit opinie uit, en weet jy wat die enigste ding wat God rarig uit die skrif uitgelos het, was my opinie. Ja, daai hoofstuk is redelik nie daar nie. Maar in elk geval so nou kom ons terug na die beproefde hermeneutiese interpretasie metodes. Ons kom terug na die tools wat ons het. Daar sê, kom ek vat 'n voorbeeld. Ek en jy jaag resies met ons karre op 'n resiesbaan, okay. En vir my en jou geld nee, dalk nie. Vir my en jou geld dieselfde reël. Ja. Om te kyk wie perform die beste. Ja. En die een wat binne die gegewe reëls die beste perform, as ek dit so kan stel, hy gaan obviously oor daai lyn gaan en hy gaan nie wenner wees. Hy gaan die beker kry. Ja. Ja. Maar albei het gehou by dieselfde reëls. Okay? So daar sê, dis vir my dieselfde, dis maar vir my 'n goeie illustrasie. En hierso gaan dit nie nou oor who's outperforming who nie. Dit gaan nie oor wie's beter nie. Dit gaan net oor, kom ons kyk, is daar nie dalk sekere goed wat gemis is nie? Ongeag wie dit mag wees. As ek om die tafel sit en jy om die tafel en ons mis het, dan vat ons hierdie stel reëls wat ons sien die beproefde reëls is. En ons gaan stap vir stap deur dit en kyk, mis Rudolf dit of mis Leon dit. Ja. En ons altyd moet daai nederige gesindheid hê, soos ons nou net erken het, om te kan sê, weet jy wat, as ek agterkom, ek het dit misgevat, dan moet ek bereid wees om te erken en te onderwerp aan die verdere prosedure om te kyk, maar wat sê die skrif eintlik. En die nagevolg vir my van dit is vreugde. As my broeder, weet jy, die woord is so mooi, nee? Die woord sê, a wise man will love you when you rebuke him, but a fool will hate you. Now, rebuke does not always have to be Een skree op jou. Ja, dit hoef nie altyd dit te wees nie. Net hoorie broeder, ek het nou die woord deurgegaan op die topic wat ek en jy nou bespreek, en ek het op die ding afgekom, en ek dink nie jy is 100% in lyn met wat die skrif sê nie, en hier is my redes, en jy gaan daardeur, en jy kom terug na my toe, en sê, dankie broeder. Yes man, ek het dit misgekyk, baie dankie vir jou insaag, en dat jy my gewys het, dit wat ek gemis het, en daarom is ons broers, daarom sê die woord, dat eerstens, twee kan nie saamloop as hulle nie ooreenstem oor die weg nie, en ons praat nou oor nederigheid onder die gewilligheid van onderdanig wees aan die skrif, as ons nie ooreenstem dat ons bereid is om nederig onderdanig aan die skrif te kan wees nie, kan ons in 'n geval nie saamstap nie, en dan die ander ding sê, dit is beter vir twee om saam te loop, want as een val, kan die ander een om ophelp. Correct, ja. Right, so, in dit, is daar 'n vreugde wanneer my broer my teregwys, want hy bring my terug na die waarheid toe. En dan is my hart verheug, want ek het 'n ding gemis en nou mis ek dit nie meer nie. Ek dink ons het al hieraan geraak. En ek is bly. En dankbaar. Jy sien een van die tekens van iemand wat 'n nederige hart het, en ek wil sê, kom ons sê eerder die gewilligheid het om te onderwerp aan die skrif, wanneer hy uit die skrif uit reggewys word, is wanneer daar die twee persone met mekaar praat, en niemand van hulle is besig om in mekaar se karakters in te klim, persoonlikhede in te klim. Jy weet, ek het 'n paar boeke al gelees, en dis baie interessant, ek gaan nie nou sê wie dit is nie. Dis daarom nie iemand wat jy ken nie. Ek weet nou nie van hulle wat kyk nie, maar is nie iemand wat jy ken nie. Ja, want hulle het nie gelewe toe ons gelewe het nie, het is baie jare terug, maar hulle het gepraat, die een teen die ander een, die ander teen die ander in hulle eie boeke, dus hulle het nie om die tafel gesit nie, hulle het vir mekaar geskryf, maar ook nie direk vir mekaar nie. Hulle het vir die publiek geskryf, teenoor mekaar, daar sê, maar in daai skrywes sê een van die partye, dat het is baie opvallend, dat hoe die ander party in sy karakter inklim, en hom sleg maak, en sekere goeders sarkasties en lelik sê van die ander ene, in sy poging om te probeer verkeerd bewys. Ja, so die idee is nie om iemand af te breek nie. Nee, want het gaan nie oor wie jy en wie ek is, het gaan oor wat hy skryf.
Maar en dit kom vir my neer op die Rudolf, ek wil jou iets vra nou, nee, op daai punt, en ek hoor presies wat jy sê, maar Paulus was ook redelik reguit toe hy gesê het, ek gee hulle oor aan Satan, en hy het hulle op die naam genoem. And the Bible says, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. So that, jy weet, so ons moet onderskei op 'n punt moet jy kom en jy moet 'n ou se naam noem en sê, hoorie so, maar die ou is van die pad af en hy is besig om te verlei. Dan kan jy ook sê, maar hoorie so, as jy nou 'n man probeer het aanspreek en jy het probeer met hom om die tafel sit en jy het probeer in studie saam met hom gaan en hy het jou heeltemal net weggewys, maar hy gaan aan om mense te verlei, dan is dit nie 'n karakteraanval om te sê, maar hoorie, die leringe wat gebring word, is verkeerd nie. Dis nie 'n karakteraanval nie, dis 'n observasie. Nee, as die skrif vir ons sê, openbaar die werke van die duisternis, dan is dit net wat dit sê, dat dit wat mense doen, dit wat uitkom by hulle mond, en dit wat uitkom by hulle werke, wat duisternis is, of wat boosheid is, of ongeregtigheid is, dan praat jy oor wat gedoen word. Nou ongelukkig, is dit gekoppel aan die ou wat dit doen. Ja. En ek bly sê, Rudolf, op daai punt, sorry, ek val jou alweer in die rede, jy moet vergewe my broer. Ja, jy het 'n baie slegte gewoonte. Ja, vergewe my asseblief, man, maar op daai punt, voor ek daai punt verloor, wil ek net vir jou sê, dis hoekom ek herhaaldelik sê, dat nie almal wat dit doen, weet dat hulle dit doen nie. Want baie het daai suurdeeg in hulle harte as waarheid vasgemaak en hulle doen dit met passie omdat hulle glo dis die waarheid en hulle doen dit in onkunde. Ek is so bly jy sê suurdeeg. Jy weet, dit is Jesus se illustrasie van valse lering en lering wat 'n mens op die verkeerde pad sit. Jy weet, suurdeeg, dis waaroor dit gaan, dis waaroor die hele poging gaan om hierdie bril van hermeneutiek te kyk. Om te kyk waar die suurdeeg en suurdeeg is my opinie. Suurdeeg is iemand anders se opinie. Suurdeeg is wat ingebring word in die skrif wat nie daar staan en bedoel word nie. Suurdeeg is opsetlik of suurdeeg is per ongeluk. Suurdeeg is maar net daai idees en gedagtes en leringe wat nie daar hoort wanneer die skrif dit nie bedoel nie. En wat is die oorsprong van suurdeeg? Wel, ek dink jy kan vir onsself dit gee. Ek dink Satan homself. Well, as you know, because the leaven of the Pharisees is equal to the doctrines of demons. En as ons daaroor wonder, het Jesus vir hulle gesê, julle die Vader as julle die duiwel as vader. You know who your father is. Hoekom luister julle nie na die waarheid nie, want julle die duiwel is vader. Ja, so. Hy het vir hulle gesê in Johannes hoofstuk 8, as iemand dit wil gaan lees. Okay. Ja, Rudolf, so ek dink, kyk, ons het nou gesê, ons wil nie die video's meer te baie lang maak nie. Alhoewel, die dinge wat ons wil bespreek, wil ons in diepte bespreek, en ons wil dit so bespreek, dat het precies verstaan word, so, ek wil vra dat die kykers dan, wat tot hier gekyk het in die video, asseblief geduldig wees saam met ons, ons beweeg dalk stadig vorentoe, maar ons het baie wat nog voor lê, so ons wil net die fondasie ordentlik lê. Ek dink ons kan dan nou oorbeweeg na die letterlik histories grammatiese interpretasie metode en dan ook kyk na die onduidelike aspek. Jy weet, ja, soos jy kan ons in dit inlei, Rudolf, dan kan ons dit bespreek. Ja, ek dink die beste manier om hierdie interpretasie metode te leer ken is om prakties daarmee te werk. Okay. Dis een ding om te lees en te leer van hom, maar dis 'n ander ding om te gaan probeer om hom toe te pas. Ja. Jy weet, wanneer jy nou met die skrif sit en jy begin 'n stukkie lees en jy wonder nou, wat sê dit nou eintlik? En dan begin jy nou na die letterlike aspekte kyk en die historiese aspekte kyk en na die grammatiese aspekte kyk. Dan kom jy agter wanneer jy nou in teorie bestudeer wat dit is, dat ons regtig geweldig baie inligting om te oorweeg. Absoluut. Wanneer jy, voordat jy kan bepaal of hierdie stukkie nou werklik sê wat dit sê. Ja. Nou, in baie gevalle is dit voor die hand liggend wat die skrif sê. Maar in ander gevalle is dit nie so voor die hand liggend. Ek meen, jy weet, is maklik. Jesus sê vir ons in Johannes 14, glo in God, glo ook in my. Het is mos nie moeilik om te verstaan van wie hy praat en wat hy sê nie. Maar as ons nou kom by 'n gedeelte soos byvoorbeeld
onduidelike gedeeltes waar ons nie presies weet wat hy oor praat nie. Ek kan nie onthou waar die versie staan nie. Ek dink dit mag dalk in 1 Korintiërs 7 wees waar dit staan. Ek gaan net gou seker maak. Hy sê met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie. Okay, so wat beteken daai aanraak? Nou ek wil nou nie in die detail ingaan oor wat hy daar bedoel nie. Maar nou gaan kyk jy na verskillende vertalings van die Bybel. En sommiges praat spesifiek en eksplisiet oor seksuele gemeenskap. Ander praat oor trou. Ander, jy weet, ek het nou nie na almal gaan kyk nie, maar ek het op 'n stadium gelees oor wat daaroor geskryf is. Die gedagte is net, wat beteken dit dat Paulus skryf om nie 'n vrou aan te raak? Beteken dit om nie aan haar te raak net so nie, jy weet? Ja. Of praat hy daar oor die huwelik en huweliksdaad? Ja. Dan het 'n ou bietjie nodig om te gaan kyk na die hermeneutiese afdelings. Ja. Okay. Dit is een voorbeeld. Nou, daar het ons te doen met 'n gedagte van onduidelikheid en een van die, hoe kan ek sê, die reëls wat ter sprake is by die voorverdrukking wegraping, soos wat ons in die begin gesê dat dit gaan so 'n bietjie handel daaroor. Een van die reëls of afdelings van hermeneutiek gaan oor onduidelike gedeeltes. Nou die reël is baie maklik, Leon, is ons kan nie 'n leerstelling of ons word voorgestel of aanbeveel eerder om nie 'n leerstelling te bou op 'n onduidelike gedeelte nie. Daar sê op 'n onduidelike gedeelte. Maar dit is mos nou eintlik voor die hand lopend vanselfsprekend dat 'n mens nie as daar onduidelikheid is sommer 'n vaste leerstelling daarop kan bou nie. Ja, jy's reg. Dit is voor die hand liggend vir ons wat nou baie te doen het met dit, maar tog vind jy dit die verskynsel en jy vind dit nie noodwendig by predikante en by doktors en teoloë nie. Jy vind dit by die normale mens. By die normale man of vrou wat die woord lees, daar is 'n gedeelte wat eintlik nie duidelik is nie, maar hulle sit hulle eie gedagtes daarin en hulle vorm vir hulle self 'n lering wat nie noodwendig die skrif sê nie. Jy vind dit, al is dit so dat dit voor die hand liggend is, Leon. Maar dan, Rudolf, nou vra ek so, en jy weet, ek is 'n moeilike mens as dit kom by sulke dinge. Ek hou van vra, en my vrae is altyd maklik om te antwoord nie. Maar nou, as daar dan 'n onduidelike gedeelte is, hoe kry ons dan dat daar absolute teologiese doktrines gebou is op 'n onduidelike gedeelte en dan as waarheid voorgedra word uit established denominational institutions. I mean, ons praat ons juist van doktore en van professore en van teoloë en van predikante wat sit om 'n tafel en kerkleer vasstel en dan is die eskatologiese gedeelte van kerkleer gebaseer op 'n onduidelike gedeelte en dis vasgemaak as waarheid. Ja, kyk, dit is so dat van daai titels wat jy nou genoem het, verwag 'n mens tog deeglikheid. En hierby beskuldig ek niemand van ondeeglikheid nie, want ek wil nie praat van hulle nie, ek praat van die leerstelling. Maar om jou te antwoord rondom jou vraag, ek dink dit het te doen eenvoudig met die feit dat daar's mense, soos ek vroeër gesê het, wat tog die metode gebruik, maar daar's inligting wat nie in ag geneem word nie. Nou, Rudolf, man, weet jy wat, ek wil nie vooruitspring nie, en ek wil bitter graag daarby uitkom, my hart brand om daarby uit te kom, nee, is die uitleg van die profesie en die eskatologie, om te sien waar ons onsself bevind, en dan die oorsprong van die suurdeeg te bestudeer, en ek dink, jy gaan my nou maar met die tam in die mond moet, soos hulle sê, rein me in, soos met 'n perd, jy moet my eers bietjie terughou, want ek wil nou galop, nee, so ek verstaan, dis nie nou die tyd nie. Ja, want ons moet eers praat oor die voorbeeld in 2 Tessalonisense 2, en ek hoor jou, my hart lê ook daar, maar jy moet asseblief net gou daar aan jou kant aktiveer, dat ek my skerm kan deel, ek wil net gou die skrifgie deel. Dit moet wees, Uitseker intussen afgeskakel. Onder security, ja, okay. Hy behoort nou reg te wees, Rudolf? Okay, hy is reg. So ek gaan net gou 2 Tessalonisense 2 gaan ek deel.
Kan jy hom daarso sien? Hy sal nou opkom as jy hom oopmaak, daar sê. Ek het hom. Okay. Dit is nou ongelukkig in Engels, maar ek glo daarmee is 'n probleem nie. Maar kom ons praat gou oor 'n onduidelike gedeelte. Hier is 'n baie goeie voorbeeld. Hy sê so, dis nou Paulus, hy sê in 2 Thessalonians 2, "For the mystery of iniquity doth already work." Alright. Only he who now letteth, until he be taken out of the way. And then shall the wicked one be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth. No, in verse 5 say, "Remember ye not that when I was with you, I told you these things, and now you know what withholdeth." So hier vind ons 'n entiteit wat deur Paulus beskryf word, wat 'n baie groot en kritiese werk doen in die openbaring van die anti-kris op sy tyd. Maar hy sê nie wie dit is nie. Ja. Hy sê, jy weet wat doen dit. Ja. Hy sê vir die gemeente, hulle weet wat doen dit. En dan sê hy vir hulle, hy doen dit. He who withholdeth. So, is dit 'n wat of is dit 'n hy? Ja. Is dit al twee? En as dit al twee is, watter entiteit kan dit wees? Jy weet, so, nou het ons dadelik te doen met hierdie onduidelikheid. En die reël sê vir ons, as jy nie weet wat dit is nie, moenie 'n lering daarop bou nie. Maar die reël sê, ek luister, wat op daai noot, wat is die lering wat daarop gebou is, Rudolf? Wat sê die lering uit die bril van voorverdrukkingswegrapingsteologie? Wel, die leer van die voorverdrukkingswegraping sê dat daai teehouer is die Heilige Gees en die kerk. Ek sê dit opsommender wys, want daar is, lyk my, 'n bietjie interne verskil tot die lering. Sommiges wil nie erken dat dit is die Heilige Gees nie, maar is die Heilige Gees in die kerk, dat wanneer die kerk weggevoer gaan word, dan is hy en sy werking ook uit die pad uit, sodat die mens van sonde in sy volheid kan voortgaan. Ja. So hulle kry hulle haal uit die skrif die gedagte uit dat die ongeregtigheid is aan die werk. Hy is onderliggend aan die werk, maar nie regtig heeltemal nie, want die Heilige Gees in die kerk staande teen die oomblik as die kerk weggevoer is, dan is daar geen bande meer wat aan hom gelê word nie. Dan gaan hy ten volle werk en geopenbaar wees. So volgens voorverdrukkingswegrapingsteologie staan die kerk in die pad van die openbaring van anti-kris en sy volle werking van ewel en boosheid in die wêreld. Korrek. Dit is wat die leerstelling sê.